Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou hierdie blou ruier het 'n lekker bad gevat en is dit noodsaaklik vir ruiers dan ook om te bad? En die antwoord is ja. Daar's verskeie redes daarvoor en dit is ook om die parasiete dan wat hierdie voël kan irriteer of beseer af te was. En dan ook wanneer hulle bad, dan stryk hulle daardie vere van hulle glad en maak dit skoon, wat dan 'n beter isolasie ook is, as ook wanneer hulle vlieg, dat hulle beter kan vlieg. Die sonbad doen basies dieselfde. En dan is daar nogal 'n redelike interessante ding rondom wanneer hulle dan ook in hierdie water is. Dan gebruik hulle 'n stress and wash tegniek. En dit is om amfibieë dan ook af te was, daardie vel van hulle, waarin daar moontlik toksiese stof kan wees, voordat hulle dan daardie amfibieë dan eet. So, nogal baie interessant hoe die Here ook hulle gemaak het, en dit wat hulle ook kan doen. So kom die Here en hy leer ook vir ons, dat ons ook as kinders van die Here, ook in sy diens kan arbei. Ek dink maar aan die verhaal, waar Samuel dan ook vir Saul hierdie woorde gesê het in 1 Samuel 10 vers 7. En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. Om te arbei in die saak van die Here, in die koninkryk van God, is 'n baie belangrike aspek. Nie om die hemel te verdien nie, maar uit dankbaarheid teenoor die Here, en ook om diensbaar te wees vir dit wat die Here ons ook voorroep. Veral wanneer ons dan ook 'n heilige lewe het, is ons afgesonder vir God, en dan ook diensbaar vir sy saak en vir sy koninkryk. 1 Kronieke 28 vers 20, en Dawid het aan sy seun Salomo gesê, wees sterk en volmoed, en voer dit uit, vrees nie en wees nie verskrik nie, want die Here jou God, want die Here God, my God, sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die huis van die Here voltooi het. Om betrokke te wees in die saak van die Here is 'n wonderlike geleentheid, soos Dawid ook dan aan sy seun Saul, die Salomo se opdrag gegee het, om dan ook te arbei en die koninkryk van God dan ook uit te brei in hierdie die bou van die tempel. En het ons ook 'n groot verantwoordelikheid. Ons het 'n koortjie gehad toe ons kinders was. Ons bou elke dag, dag na dag, smorgens vroeg tot in die nag, aan 'n tempel wat die wêreld nie kan sien. Elke oorwinning in sy naam voeg die stene stewig saam aan die wonderlike koninkryk van die Here. En mag die Here vir ons ook help om diensbaar te wees in sy saak. 1 Kronieke 29 vers 3. Bovendien, omdat ek behaag het in die huis van my God, besit ek persoonlik goud en silwer. Dit gee ek aan die huis van my God, bo en behalwe alles wat ek vir die huis van die heiligdom in gereedheid gebring het. Sien hierso ook, die hand van Dawid was oop vir die saak in die koninkryk van God. En wat 'n voorreg om dan ook, wanneer ek in die vermoë het, om diensbaar te wees ook op so 'n wyse, waar ek 'n seën kan wees vir ander, deur daardie offer wat ek dan op so 'n wyse dan ook bring. Esra 6 vers 14. En die oudstes van die Jode het gebou en goed gevorder deur die profetiese werksaamhede van die profeet Haggai en Sagaria, die seun van Ido, en hulle het gebou en voltooi op bevel van die God van Israel en op bevel van Kores, die Darius en Astarta, koning van Persië, Artasasta. Wat 'n voorreg om dan ook diensbaar te wees soos hierdie manne was, en hulle het die werk voltooi, om ook aan die einde van die dag terug te staan en te sê, maar ek het vandag gedoen wat my hand gevind het om te doen, en ek glo dat die Here ook daarmee tevrede kan wees. Nehemia 2 vers 17, daarom sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. En ek vertel hulle van die hand van my God, wat goed was oor my. Deur die genade en die bewerking van God, kan daar gebou word aan die koninkryk van God. En is dit so, dat die dinge van die Here deesdae skade ly, dat ons as kinders kinders van die Here opstaan, en sal werk aan die saak van die Here. Daarom Romeine 12 vers 11 as aanmoediging,
Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees, dien die Here. Mag die Here ons daartoe in staat stel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons diensbaar kan wees in die koninkryk en dat ons ook daardeur kan help dat die koninkryk uitgebou kan word hier op aarde. Amen.